Sielskoffie uit die hart. In 'n oomblik van angs voel dit of jou keel toetrek en asof jy nie asem kry nie. Jou hart klop teen 'n tempo en jou lyf tintel oral. Niks maak in daardie oomblik sin nie en jy probeer om net by te bly, want dit voel asof jy enige oomblik beheer gaan verloor. Die sweet pak jou uit en vir 'n oomblik voel dit asof die wêreld stil staan. Het jy al so gevoel? Angs is iets waarmee ek lank geworstel het en dit het my oorval op die onmoontlikste tye. Terwyl ek bestuur, klas gee, op die verhoog is en veral tussen groot groepe mense. Ek het myself in daardie tyd heeltemal onttrek van die wêreld, omdat ek bang en skaam daaroor was. 'n Paniekaanval is 'n skielike en intense episode van uiterste angs en vrees. Dit kom gewoonlik sonder waarskuwing aan en kan vir 'n kort, maar ook ontstellende tydperk duur en bereik dikwels 'n hoogtepunt binne minute wat baie angswekkend kan wees en jou kan laat voel dat jy beheer verloor of selfs 'n hartaanval kry en sterf. Stres is die grootste oorsaak van paniekaanvalle. Dit aktiveer die liggaam se veg- of vlugreaksie wat 'n oplewing van adrenalien vrystel. Hierdie verhoogde toestand berei die liggaam voor om bedreigings in die gesig te staar en kroniese blootstelling aan stres kan lei tot paniekaanvalle. Ook vrees vir die onbekende, onvergewensgesindheid, onopgeloste probleme en issues is almal kwessies wat kan lei tot 'n aanval. Die goeie nuus is egter dat ek en jy dit kan beheer wanneer ons bewus is van wat in ons lewens so 'n aanval veroorsaak. Dit is die eerste stap na genesing. Moenie daardie oorsaak net weer onder die maatjie invee nie, maar neem beheer oor jou gedagtes en hoe jy dink. Ons weet mos dat God ons beheer gegee het oor alles in hierdie wêreld. En daarom kan jy daardie probleem saam met hom ontrafel en uitmekaar haal wat sal lei tot totale genesing. Ek kan vandag getuig daarvan dat God my totaal en al genees het van paniek en angs. Die pad na genesing was nie maklik nie, maar absoluut die moeite werd. Hy het my gehelp om elke oomblik van my lewe te waardeer, anders te dink oor hierdie lewe en altyd iets positiefs uit 'n negatiewe situasie te haal. Jou pad na genesing lyk miskien anders as myne, maar is altyd geskoei op die volgende basiese beginsels. Spandeer meer tyd in God se teenwoordigheid met jou probleem. Vind spesifieke teksverse uit die woord rakende jou probleem en memoriseer dit. Spreek dit gereeld hardop en begin om jou lewe daarop te bou. Dit sal jou leer wie en wat jy in Christus is en dat hy die een is wat jou die gesag gee om beheer oor jou lewe te neem saam met hom. Want paniek en angs kom direk van die vyand om jou te mislei en te laat afsien van die plan wat God vir jou het. Neem beheer vandag en begin spreek daardie vrese uit jou lewe uit met woord en in die naam van Jesus, want niks slegs kan staande bly wanneer ons die naam van Jesus hardop uiter nie. Mag jy 'n geseënde week ervaar.